werk verrig. Afskop hier van Nelspruit af, skop diep af en in die ontvangs van Welkom Gym dadelik. Voorthold. En is Welkom Gymnasium wat daardie bal dadelik op die middelkolletjie uitskiet. Die eerste lyn staan en behoort aan die Nelspruit Rhinos en is Richard Vermaak, hulle haker wat die lyn staan kan voer. Hou gerus dop hulle slotpaar Bradley Klaasen en Ronaldo Jansen van Rensburg. Ek kyk nou hier terug na die eerste dag Nelspruit teen HTS Drosdui. Nelspruit met 27-34 verloor teen Drosdui. En dit was hitte gewees of Nelspruit was in daardie wedstryd, Johan. Ja, het was 'n wedstryd wat wiplank gery het. Ek dink ons was in kommentaar vir daardie ene. En Rivaldo Farmer hoog aangeskrewe. Skramskakel van Welkom Gymnasium. Step. Kykersvriendelike speelstyl van Welkom Gymnasium. Hulle hou daarvan om die bal lig te vee. Malopo het ingedra aan kontak. Liana Williams op die voorlyn, goeie lakwerk deur Tian de Beer onder andere. En dan onderskep deur Bradley Klaasen. Die Rhinos op die aanval binne hulle eie halfgebied. Vaskop voor hy WJ Botha. Hy's 'n bedrywige man met bal in hand. Dis Liana Williams wat terugval. Aangee. En dis tipies van Welkom Gymnasium. Liana Williams kon doordruk as hy wou. Sluit nee, Ronaldo Kiewit is dan by my. Hoekom sal ons nie so 'n toertjie of twee doen nie? In die proses omtrent 30 meter gewen, want dit kon enige tyd gebeur het dat as hy doodgedruk het, die druk van Nelspruit afgekom het, maar goeie werk gedoen deur John Duncan van Nelspruit, ook daardie loodvoet van hom ingespan het. En jy wil altyd sê daardie voordeel wat Nelspruit gekry het, of waarvoor hulle gewag het hulle nou gekry, want hulle is hier op die 22, hierdie lyn staan as 'n groot brouspul, maar uiteindelik reggemaak deur Nelspruit. Daar's John Duncan en nou Liam Pringle. Gevaarlik hierdie skramskakel van Nelspruit Rhinos en hulle sal Gymnasium fisies wil aanvat. Tackle out first. Hard tackle. Hoë duikslag natuurlik. Simon, miskien net weer vir ons kykers kan vertel wat verander het by die duikslagreël. Daar is eintlik twee beginsels hoe ek dit verstaan wat verander het. Die eerste kontak wat jy moet maak is van die sternum, met ander woorde hier by die borsbeen rond, van die sternum af ondertoe tot by die heupe. En dit is jou teikengebied waar jy dan die duikslag sal uitvoer. En dan die tweede aspek ook wanneer die baldraer ook ingaan, dat die baldraer se kop nie laer sal wees as sy of haar heupe, want hierdie geld natuurlik vir dames rugby ook, dat hulle nie die kop laer as die heupe sal indra en dat jy so 'n soort van 'n wig invoer om in die kontak in te gaan nie. Alles daardie reëls vir die beskerming van die kopbeserings wat 'n groot probleem word. Nie net vir internasionale rugby nie, maar hier plaaslik ook. Steens Meyer wat gaan aan lê. Hy entlit sy tussen die pale deur. Die eerste punte op die telbord. Nelspruit wat bloedryk. Hierdie 3 punte en Welkom Gymnasium sal 2 keer dink wanneer hulle 'n fout begaan hier in hulle 22, want soos wat ek gesê het, Steens Meyer se voet is ingestel, sy korrel is ingestel. Gymnasium vroeg agter in hierdie kragmeting. Liam Pringle het beïndruk in haar eerste kragmeting teen HTS Drosdui, die skrimskakel. En die Nelspruit Rhinos in die laaste 5 of wat jaar 'n moeilike tyd in hulle rugby geskiedenis. Natuurlik die alma mater van die vuurvreter Dwayne Vermeulen, man wat diep spore in Suid-Afrikaanse rugby getrap het. En as jy Chasing the Sun 2 gisterand begin kyk het, maak seker dat jy die res van die reeks ook kyk. Daarin praat Dwayne Vermeulen onder andere ook hoe hy groot geword het, wat van hom geword het en hoe hy uiteindelik hierdie hoogste sport in Suid-Afrikaanse en internasionale rugby bereik het.
Harry windskeef ingooi sal nie werk vir Welkom Gimnasium nie. Hulle sal nie baie gelukkig wees daaroor nie. Die eerste skram van hierdie wedstryd. Kom ons kyk wat gebeur hier. Simon, ek sê dit met alle respek dat dit 'n moeilike tyd is in hulle rugby geskiedenis, maar uitslae oor die laaste jaar of 3, 4, nie alles en altyd na wense gewees nie. Maar hulle is definitief een van die groot rugbyfabrieke in Suid-Afrika en heeltemal tuis op hierdie vlak. Soos hulle in hierdie eerste 5 minute bewys voor met 3 punte teenoor 0. En is Liam Pringle, ons het reeds sy lof besing. Fantastiese skop deur die skramskakel. Ja. Soos jy sê, op die spreekwoordelike tikkie en natuurlik 'n 50-22. Wat beteken, die ingooi behoort aan die Nelspruit Rhinos en weer eens Simon, 'n nuwe reël vir al in skole rugby. Dit het eers hierdie jaar in 2024 in skole rugby ingekom. Miskien ook net 'n verduideliking aan die kykers. 50-22 jy die voordeel van soos nou daar. As jy die bal skop uit jou gebied uit en die bal hop een keer, spring dan buite die speelveld, het jy die voordeel van die lynstaan ingooi. Dis presies wat daar gebeur. En dit vir my is dit reg, want dit gee dan waarde toe aan die aanvallende span. Die aanvallende span kan aangaan van waar hulle was. Goeie rolmaalbeweging wat uiteindelik gestuit word deur Welkom Gimnasium. En dis die eenste Liam Pringle agter die rug van Botha na sy loskakel Duncan. Spasie aan die buitekant, maar goeie tydsberekening op die duikslag in die middelveld. Tackle. 'n Paar groot seuns aan die kant van Welkom Gimnasium. Wie Botha kom maar tussen twee skouers in. Siagama. Die loskop voor hy man. Beide hy en wie Botha baie gevaarlik op die aanval. Pragtige rugby deur die Rhinos op hierdie stadium. Dat lyk werklik oorval vir hierdie kragmeting. Pringle hierdie keer laat sy skopie in die steek. Okay, Kepi. You got 2 options. Johan, ons You've got gesprek one on the AR oor over there. die One on the wisselwerking of die op en af van die kondisie en die vertoning van Nelspruit. Ek kan hom dalk 'n bietjie verder uitbrei ook. Natuurlik die voederspan van die Nelspruit omgewing Okay, Fox. na die Pumas toe ook, wat 'n hoofstroom voederspan daarvan is, die Pumas in Mpumalanga. En dat jy ook nie altyd daai konsekwentheid het in die Pumas span as 'n sentrale span of 'n nasionale span nie. As gevolg daarvan dat daar nie genoeg van die talent byvoorbeeld van 'n voederskool soos Nelspruit af deurkom na hulle toe nie. Ja, en ek dink ook na mate die professionaliteit in skole rugby meer en meer word, Get out, is two, dit two up. Nelspruit wat daaronder begin lê, maar kyk net hierdie rolmaalbeweging, Britte krag Use it. van hierdie Rhino pak. So 'n meter of 2 What's kort available? word hulle gestuit. Pringle steelkant, so soveel male gesien na Make the rolmaalbeweging. tackle, he's made the Lyk na tackle. Teensmeyer. Sentimeters kort. Siagama. Kry sy aangee weg. Pragtige spel deur die Short loskop play vooruit. set. Geduld. Nou die wagwoord. You short play set. Bradley Klaasen. Net kort. Dis manne oor aan die buitekant. Janse van Rensburg. Hy word gestuit sentimeters van die Welkom Gimnasium doellyn. Pringle, Siagama. Die hoor mag eenvoudig te veel. En die Nelspruit Rhinos. Hulle weet hoe om hierdie Welkom Gimnasium span aan te vat. Vaste fasette. Soveel as moontlik. Jy dryf hulle, jy skram hulle en jy maak die wedstryd so klein bietjie stadiger want as jy saam met hulle wil begin bal rondgooi. Ja, hier is die kyk weer. En kyk die geordendheid van Nelspruit. Dis nie 'n losgechommel en 'n gewonder oor wie die bal sal indra nie. Daar gaan Siagama. Hy het ook daardie gaping behoorlik sien oopgaan en dan die skouer laat sak, sy gewig agter die bal ingegooi en doeteenvoudig net gesorg dat hy in beheer van die bal bly as hy oor die doellyn gaan. En Harry 3 toegeken deur meneer Christopher Smit. Hy is die skeieregter saam met Brandon Wiesner en Roan de Ridder. Hulle is die mense in beheer van hierdie wedstryd. Maar die brute krag van die voorspelers, jy praat daarvan Johan, is die belangrikheid van hoe hulle die beheer kan uitoefen op hierdie stadium
oor 'n span van soos Welkom Gim. Die van de Kok se doelskop. Verseker 2 ekstra punte vir die Rhinos in die telling. Na 10 minute is 'n punteminute, dis 10 vir Hoërskool Nelspruit en nog geen vir Welkom Gimnasium nie. Ons het natuurlik gepraat van Pieter Rousseau en die NMI Toyota Noord-Suid rugby toernooi, maar die man op die grond hier by Affies is Pieter Cronje en sy span. Anke Deel, Kenneth Holder, Anu Wasserman, Stefan Meyer, Nsako Sono, Drian Brouwer, Janko Dreyer, Andri Besaidenhout, Anja Muller, Neil Koetser en Etienne van der Brink. Die manne wat seker maak dat alles glad verloop, soos wat dit op hierdie stadium vir Hoërskool Nelspruit verloop. Silubane, pragtige opvolgwerk deur die linkervleuel. Available, use. Weer Siagama, hy speel 'n barshou tot dusver. Can't play from there. Maar het Silubani nie pragtig ingesny daar nie. Dit was net gewees en op die nippertjie wat Welkom Gim gaan toemaak daar. Ek meen dit was Jaden Weideman wat ook kom help het, Dylan Kemp ook. Die senterpaar van Welkom Gimnasium wat inderdaad daar die deur moes toemaak. Anderste was die Nico Silubane. Soos 'n mes deur of 'n warm mes deur botter hier op hierdie warm bedompige herfsdag in Pretoria. En Roan Besaidenhout, die afrigter van Welkom Gimnasium, hy sal so 'n bietjie kop krap op hierdie stadium. Er is geen geheim dat die afrigters mekaar ontleed en die ander spanne se wedstryde dophou nie. En op hierdie stadium is dit die Rhinos wat presies doen wat hulle moet. Hulle dwing lynstane af, soveel as moontlik. Hulle waag nie onnodige kansse nie en hulle speel baie gestruktureerd. Simon Ricard, kom ek vertel vir jou, ek was al langs 'n rugbyveld as Welkom Gimnasium die krane begin oopdraai en as 'n wedstryd begin losstorring. Die individuele vaardighede van spelers soos Ronaldo Kiewit wat in aksie was by die 2023 Kruiwenweek. Inteendeel, hy was die voorste puntemaker by daardie Kruiwenweek en dit was 'n droomweek vir die span van die Griffins oor die algemeen. Dink terug aan 'n man soos Fanu Linde ook, die jagste man van Voortrekker Hoërskool aan Bethlehem. Ja. Voorspeler van die toernooi by die 2023 Kruiwenweek. Maar spelers soos Liana Williams, Weideman, Kemp en Kiewit in die agterhoede en in hierdie wedstryd losstorring kom hulle tot hulle volle reg. Rivaldo Farmer moet ons ook nie vergeet nie. Daardie man se balverspreiding is giftig en sy periferiele visie. Hy het daai absolute antennes van hom kort uit en hy het 'n voorgevoel van waartoe die wedstryd gaan. Die einste Farmer wat terugwen na verlore lyn staan van die Rhinos. Rhinos is nog steeds nie aan die moeilikheid uit nie, want Nelspruit kan die druk van hier af opsit. Dit het ons net nou maar gesien. En ek hou van die kombinasie van die voor- en agterspelers by Nelspruit. Ons het nog nie regtig volle agterlynbewegings by enigeen van hierdie twee spanne gesien nie, maar soos wat jy sê, jy het al gesien hoe lyk Welkom Gimnasium as hulle die petrol begin deur die spreekwoordelike firewall trap. Really left, yes. Die Rhinos het op hierdie stadium wedstryd baie goed beheer. VJ Botha ongelukkig verloor hy vorentoe. En hier kan moeilikheid kom vir die Rhinos. Dis Makocho wat vorentoe skop en hy kry weer in die hande. Dit is die gevaar van Welkom Gimnasium. Opgepik van die tone, goeie spel deur die Vrystaaters. Die langlenige Aiden Besaidenhout in die middelveld. Voordeel Welkom Gimnasium. En 'n skrilblaas van die fluitjie. Ja, jy kan stellig moeilikheid wees. Got two options. Skeieregter gee daar opsies. Maar jy het gepraat daarvan, Johan, die oomblik wanneer daar gebroke spel is hierdie span van Welkom Gimnasium in die posisie, in die vaardigheid wat hulle tot hulle beskikking het. Daardie gebroke spel saam te knoop en daarvan giftige aanval te maak, is presies wat hulle hier gedoen het. Welkom Gim wat nou die kantlyn gaan opsoek. Hulle is 5 meter van die doellyn af. As jy daar nee, hy pragtige skoot sien. En diensdoenende Malapu. Die rolbaalbeweging wat skibreek lei. Al wat verloor word. Eintlik 'n toevalligheid wat daar gebeur het. Toevallig as jy dit so wil noem. Eintlik bottervingers daarin, daar die afronding van die lyn staan.
Lapu sou graag wou aansluiting vind by die lyn staan. En in die proses was die bal reeds aangeslaan gewees. En vandaar dan daardie spontane handeklap, eintlik sarkastiese handeklap van die Rhinos wat sê, toe kom julle nie verder nie. Maar kom ons kyk wat kan die Rhinos doen in hierdie skram, want dit is 'n baie belangrike skram. Weliswaar, ja. Ja, is 'n reuse skram. My argument skaars koud. Deur Welkom Gimnasium, hulle skram meer as die toelaatbare 1.5 meter. En dit is een van daardie reëls in skole rugby. Natuurlik is dit vir veiligheid. En die belangrikheid van veiligheid is ononderhandelbaar in skole rugby en in enige rugby. Dit voel soms of die dominante skram nie heeltemal tot sy reg kan kom nie. Mokotjo. En dan Ronaldo Kiewit. Hy gaan te ver wees, 'n fout. Deur die sterreligter van Welkom Gimnasium. Ja, ons praat hier van hierdie skram. Het heeltemal te veel energie gehad om daardie skram onder beheer te hê, maar jy kan vir jouself ook dink, enkele sekondes daarvoor verbrou jy 'n lyn staan, jy slaan die bal aan. Dis nou Welkom Gimnasium. Nou sê die skeieregter, dis 'n verdedigende skram, weliswaar die geleentheid vir Rhinos om die bal in te gooi in daai skram. Maar jy is so van die adrenalien van die Welkom Gimnasium manne af, dat jy nie daardie 1.5 meter in ag neem nie. Goeie werk hier deur Nelspruit, maar byna onderskep deur Welkom. Dis net daardie gapings wat oopgaan. En mens meen dat as die spelers wat gaan werk soek, soos daardie buitesenter van Welkom Gimnasium, dis Dylan Kemp, as hy daai bal in die hande kon kry, was hy deur gewees en hy gaan vir homself moeilik vangbaar maak. Kan hier 'n bietjie kalmte intree in die vaste fasette nou. Dit is waar Nelspruit se ingooi in die skram. Steady boys. So 7 meter by die helfgebied. Dis 'n beter skram deur die Rhinos. Loskakel John Duncan. Waar die regter stewel in lê. Fantasties. Hulle beheer hierdie spel presies soos wat hulle afrigtingspan sou wou gehad het hulle moet. Daar is 'n textboekskop. Afrigter sal verseker vir hom sê, dis presies wat ek wil hê, jongman. 5 men boys. Daardie is beheer uit die boonste rakke. Jou span met die minste moeite op die aanval geplaas. En 'n man soos Naas Botha wat tans ook afrigting doen by Eldoryn Hoërskool, sal dit tot vervelends toe vir jou sê, as jy daardie fasiliteit het, as jy 'n skopper het wat dit kan doen in 'n span, waarom sal jy hom nie gebruik eerder as wat jy jouself moeg hardloop om te kyk of jy binne jou opponente se doelgebied kan kom nie. Ja, en is Welkom Gimnasium wat goed doen om te ontsnap. Geleerde skopskoen van Ronaldo Kiewit wat help. NMI Toyota Noord-Suid rugby toernooi. Vir jare reeds die eerste bymekaarkoms van die voorste skolespanne in Suid-Afrika. En die eerste skote in die 2024 seisoen het geklap. Sommiges skiet met 'n 375, ander miskien 'n klein bietjie kleiner kaliber. Bradley Klaasen wat gedwing word in 'n losgemaal en daar deur die Welkom Gimnasium voorspelers. Laas maar die vletjie. Die bal gaan nie uitkom nie. Weer eens een van daai 50-50 groepe. As jy daai beweging wil doen en jy hou die man in die lug, is daar 'n baie groot geleentheid of 'n kans dat jy nie daardie beslissing in jou guns kan hê nie. Nelspruit het weliswaar al die werk gedoen. Die Rhinos het die losgemaal begin beweeg daar vandat hulle die man in die lug gehou het. Maar in die proses die bal aangeslaan en ook die beheer wat oorgeplaas is vir die plasing daarvan aan die kant van Welkom Gimnasium. Die reël wat natuurlik sê jy moet daai bal speel na ongeveer 3 tellings. Jaden Weideman wat pragtig reguit maak en nou is die spasie aan die regterkant. En Ronaldo Kiewit gedei in spasie. Kry sy aangee weg na Mokotjo. Hy dans so rond en dan trap hy van die regtervoet. Gevaarlik met bal in hand, beide Ronaldo Kiewit en ook Hlone Mokotjo. In die middelveld, weer Welkom Gimnasium vorentoe.
kan hulle die fases by mekaar sit. Liana Williams. Dan na die geforseerde lang aangee. Knock on, knock on. Johan, jy het nou ook 'n paar tweede spanne wedstryde hierdie laaste 2 dae uitgesaai, vandag die 3de dag. En wat is jou gevoel oor hierdie jong manne wat of op die bank kan wees of hard aan die deur klop by die eerste spanne? Dink jy daar's van die manne wat al begin stem dik maak? Ons het net gepraat van die seisoen wat maar sopas begin het. Ja, ek dink baie van die spanne sien ook hierdie amper as hulle finale voorbereiding voor kompetisies soos die Noordval wat natuurlik voorlê. En dan in die ander provinsies, die Premier Interschools kragmetings en die FNB Classic Clashes. So dit is heel moontlik laaste voorbereiding en definitief spelers wat ook beïndruk het vir die tweede spanne. Maar Liam Pringle, baie goeie vaartversnelling deur die skrimskakel. Taken back. En het lyk tog of Ronaldo Kiewit net betyds die situasie beredder het. En die bal is teruggeneem en oorgedra. Steeds voordeel vir Nelspruit, vir die Rhinos. Nog gesit het einde nie. Wat 'n interessante wedstryd. Ek het net nou maar gepraat van dat ek graag daarna uitsien om die agterlyne in beweging te sien. Ons het heel wat kragspel gesien in die eerste 5, dalk na 10 minute van die voorspelers. Voorspelers van Nelspruit sorg vir daardie 2-3. Nou 'n geleentheid vir hierdie kragtige skrim van Nelspruit. Gerry Sonnekes, Christo Ferreira en Lucas van Biljon, oud-leerders van die Welkom Gimnasium skool. Die oudste akademiese skool in Welkom, gestig in 1953. Pringle wat versprei vlak aan gee mais vorentoe. Sommer so uit die handtyd kon hom aan sien. Jan G tussen Teens Meyer na Divan de Kok. Hy was vorentoe. Hy was dalk een van jou kleiner kaliber aangee, dalk 'n .22 aangee daai gewees, Johan. Wie sal ooit vir Gerry Sonnekes kan vergeet? Ja. Een van die groot springbokke. Man wat gematrikuleer het by Welkom Gimnasium en dan min harder en meer fisiese hakkers in Suid-Afrika as Lucas van Biljon in sy dag. Verseker. Steady boys, steady. Ja wat. Hy het ook vir 'n skeieregter vertel hoe die reëls vertolk moet word. Waldo Farmer wat op so op eie houtjie probeer hy daar verby Tiaan de Beer kom en dan word hy teruggedra met mening. Halt. Ja, nou Williams na Ronaldo Kiewit. En hy wil weer toertjies maak hier in sy doelgebied. En is punte. Nee. Dit kan jy nie doen nie. Kom ons hoor net die bespreking. Forward pass. Baie gelukkig vir Ronaldo Kiewit en Key. En dit is die ding van hierdie Welkom Gimnasium span. Op sekere dae werk daai. Ja. En jy vang 'n swak skouer aan jou eie doelgebied. En 100 meter verder plant hulle die bal agter jou paal. Nelspruit is egter oorgehaal en hulle speel die regte tipe wedstryd. Ja. En ewe skielik lyk hierdie Gimnasium span baie kwesbaar. En gemiddeld. Ongelukkig. So, dominansie. Dis die voorvoet. Verwys weer terug na daardie wedstryd Nelspruit teen Natie Drosdey. Steady. 27-34, net om jou gedagtes weer terug te neem daarna. Dit was hier by dag 1, 11:00 die oggend. Ek en Johan het daai wedstryd uitgesaai en Nelspruit het nie die pyp gerook teen Natie Drosdey daar nie. Man hoor aan die buitekant, eenvoudige hande. Maar wie staan die situasie te bereder weer eens Ronaldo Kiewit, Jordan Pretorius. En is Welkom Gimnasium wat gaan afneem, maar die laaste aangee net nie heeltemal na wense nie. En dit kos vir hulle 5 punte. Ja, hulle sal hulle self net kan blameer hiervoor. Want so 'n minuut of wat gelede was dit Kiewit en Key wat byna groot marakas veroorsaak het vir hulle span toe hulle in besit betrap is hier in die doelgebied. Hier hoofpaviljoen kant van die veld. Wedstryde waarna jy nog kan uitsien later vanmiddag. Die tussen Hoërjongenskool Parel en Garsfontein. Ook Grey College wat te staan kom teen Jeppy. School for Boys van Johannesburg. Bal wat uitspat, Rivaldo Farmer onder geweldige druk en weer moet hulle toertjies en tierlantijntjies uithaal hier in hulle doelgebied. Maar hierdie toertjies wat tot dusver vandag
vir hulle hoofbrekens besorg. 5 men. En die probleem met daardie tipe toertjies is dit trek daai energie. Dis 'n energiesapper, trekker en die konsentrasie wat 'n probleem kan begin word. Dis 10 minute oor op die amptelike stadion klok. En jy kom nie weg uit jou gebied uit nie. Dis nie dat jy anders kan beplan jou wedstrydplan aan mekaar kan sit nie. Dis Gimnasium wat tog in die hande kry. Nou hier diep binne hulle kwartgebied. Tackle. Spandeer grootste gros van die eerste 25 minute diep in hulle eie gebied. En dit is asof hulle net nie 'n daadwerklike plan het om hier te ontsnap nie. Offside, Jy weet, offside. en dit is waar ons ook gesels van die meer gestruktureerde spanne. Offside, 30. Hulle sou miskien 'n fase of 2 opgesit het, 'n beter hoek bewerkstellig het vir Liana Williams of Ronaldo Kiewit om hulle dan weg te kry uit hulle eie gebied. Gimnasium probeer dit met bal in hand doen. Gimnasium met goeie baldraers, Gimnasium met die ouens wat die afwerking kan doen. Hulle het vlakkase wat die werk kan doen hier. Hierdie bal het feitelik net sentimeters die uitsaai hokkie gemis. Vanoggend vroeg het ons al 'n bal hier op die tafel gehad. So Ja, kyk, interessant raak hier. Dis 'n kwessie van tyd voor een van ons of een van ons kollegas een teen die kop vat, want dit is 'n redelike warm dag en die venstertjies is oop. Ja. Maar kom ons kom terug daarna. Dis in hulle eie hande. Dit is in Welkom se eie hande dat hulle ontsnaproete nie vir hulle werk op hierdie stadium nie. Dit speel in die hande van Nelspruit. Spasie nou aan die oorkant vir Gimnasium en hulle gebruik dit goed. Daai laaste aangee en dis hoe gevaarlik hulle kan wees. Nog aangee na die binnekant. Tipies Welkom Gimnasium. Een kans en hulle teken punte aan. Die vaart en die vlugvoetigheid in daardie agterlyn, iets om te beskou. Is dit nie presies waarvan jy gepraat het nie? Weideman, Dylan Kemp, Ukacho. I'm happy with it. Is die manne wat aansluiting vind by mekaar. En ons het vroeër in die eerste helfte of in hierdie helfte het ons daarvan gepraat. Ons graag die agterlyn beweging sal wil sien. Hier's die kyk weer. Kyk na die blitsvinnige verskuiwing van die bal. Bal al die werk doen. Daar's 'n verdediger wat so halfmas probeer, die tweede verdediger wat ook halfmas probeer. Dis nie goed genoeg nie. Aan die trui beet kry is ook nie goed genoeg nie. Maar hierdie keer wanneer dit is laat ek vinnig hier kyk, Sibulwane probeer om te keer, is dit heeltemal te laat. So 3 verdedigers wat die baldraer nie kon stuit nie. Dit verdien 5 punte. 20 seconds. 20 sekondes. Nog nie baie by die toernooi gehoor dat die skeieregters 'n waarskuwing gee vir die 60 sekondes wat hulle het om die skop te neem nie. Fantastiese stelskop. En sien daar, punteverskil net 3. Alhoewel Welkom Gimnasium nog bitter min van die speelwerk gedoen het. Jaden Weideman die doelskop oorgeklits. En is die Rhinos voor met 10 punte teenoor 7. Ek gaan klink soos 'n plaat wat vashak, maar ek gaan herhaal, gaan uit jou mond uit die woorde gebruik. Die oomblik wat die gebroke spel vir Welkom Gimnasium reg ingespan word, dan maak hulle probleme. Dan het hulle hierdie verdediging wat hulle omskep in aanval en dis presies waar hierdie 3 vandaan kom. That's why. That's why. Hier Brousel, kant van Nelspruit. Sal nie dit wil hê nie. Look after both teams. I don't want you coming on a pitch. Spel verplaas hier na die middel toe. Daar's 2 van ons kollegas, Mac Masina, onder andere daar aan die linkerkant. Een te Brugge. Die hoofstoof van ons produksiespan van hierdie naweek. Uitstekende werk wat hulle ook doen hier op Supersport Schools. Boing! Supersport Schools met meer as 745.000 intekenare. Bring vir Good job. hierdie sport wat jy die graagste wil sien. En nou Gimnasium, het lyk of hulle begin 'n ritme vind. Makocho. Hy met sy danspassies vorder so 10 meter en word hy plat getrek. Off the foot, Clay, off the foot! Tackle Van die Norrin! voet. Snel spreid Rhinos wat afneem. Leon Pringle jaag vir Ronaldo Kiewit rond. In die agterhoede vir Welkom Gimnasium. Die wip van die bal. Kiewit baie gevaarlik op die teeraanval. So ook sy mede agterspelers aan die kant van Welkom Gimnasium.
Dis nou strafskop voordeel vir die Noord-Vrystaters. Siagama met die lakwerk. Weideman, hy ontduik daar. 2 van die Nelspruit verdedigers kry sy aangee weg na Liano Williams. Hy trek oor 'n plat. En weer 'n hoë duikslag, nie vir die eerste keer in hierdie kragmeting nie. Kom hier dalk meer as net Lefite voorlees. Ja, 'n geel kaart. Die toeskouers word stadig maar seker meer hier op dag 3. Ja, so 'n wedstryd of 2-3 gelede het ons ook gesien hoe die skeieregters nie enige kanse waag met onoordeelkundige spel of spel wat gestraf kan word wanneer daar kopkontak gemaak is nie. Dit was Garsfontein teen Boys High. Ja, is inderdaad gewees. Wat 'n man die heel agter van die span afgejaag is met 'n rooi kaart. Gevaarlike duikslag, hoë gevaar sone ook. Die skeieregter het nie gehuiwer om die rooi kaart uit te pluk nie. Jaden Weideman. Hy het die geleentheid om sake gelyk te maak. Hier op die A-veld van Afrikaanse Hoërseunskool in Pretoria by die NMI. Toyota Noord-Suid toernooi. Ja, 'n man wat deeglik voorbereid is Jaden Weideman. Hy teken nog 3 punte vir sy span aan. Skielik is die sake gelyk, alhoewel vir Nelspruit dit sal voel dat hulle byna die volle 31 minute van hierdie kragmeting oorheers het. En dis die gevaar van hierdie Welkom Gimnasium span. Interessant is nou Weideman wat die skopwerk doen. En ons het al geleentheid of wat daaroor gepraat, hoe interruilbaar die skoppers is van loskakel senters, veral hier op skole vlak. Dis nog waar die manne en meisies se talente ontwikkel word. Al die skopwerk ook. En jy sal uitstekende stelskoppers hê wat ook uit die geleedere van die senters uitkom, nie net van die loskakel of die heel agter nie. Ja. Skeieregter wat 'n geselsie aanknoop met Regard Vermaak. Is alles oor daardie gevaarlike duikslae op hierdie stadium. Ja, Vermaak roep sy troepe bymekaar en sê kerels, is nie moeilikheid met hierdie skeieregter nie. Christopher Smit, Brandon Wiesner en Roan de Ridder, sy assistente. Die Hoërskool Nelspruit, 2 koshuise. Hy's Marie vir die dogters en hy's Herman Dawen vir die seuns. 480 leerders in die koshuis, so dis reuse fasiliteite daar in Nellies. Natuurlik ander skole wat ook in daai omgewing voederspanne kan wees vir die Pumas, is uit die Witrifuur omgewing. 6 men. En dan uit Bergvlam Hoër ook uit Nelspruit. Mol! Over! LVCC Club in Nelspruit. Die rugbyklub in Nelspruit, ook een van die mees berugte, beroemde Laagveldse klub rugbyspanne. Wys Visagie ook daar gespeel. Baie goeie rolmalbeweging, Rivaldo Farmer. Agter die hoont oppik, Weideman, Naliano Williams, Ronaldo Kiwi. Hy is die groot gevaar in hierdie agterlyn. Hy doen goed om besit te behou. Rol so meter of wat nader. Die groot Rylan Kirsten wat wegkry. Aan die steelkant nou, Farmer. En is Jaden Weideman, hy speel 'n barshou. Vir Welkom Gimnasium. Farmer. Hulle het definitief nou hulle ritme gevind. Dis Boetlem Paka wat teruggedra word in die duikslag. Dis reg as jy sê dat hulle verseker hulle ritme gevind het. Dis Welkom Gimnasium. Etlike sekondes in hierdie eerste helfte wat oor is. Dit gaan gevaarspel vir Nelspruit. Hulle sal hulle plan van aksie sal hulle moet verander. Hulle sal in die tweede helfte weet dat daar 'n wedstryd vir hulle voorlê. 10 elk. Maar Welkom Gim gewys hulle is gevaarlik. Okay, how many boys? 6. Dit is interessant. Ek
Ek voel hierdie is die regte besluit deur Welkom Gimnasium. Win definitief van hulle seile op hierdie stadium laat in die eerste helfte. Ganya Molopo vind sy springers. En dadelik kry hulle daardie gevaarlike rolmaalbeweging aan die gang. Molopo in besit. Ja, en die 3 word gegee. Dis waar jy wil wees as die rustyd vletjie blaas. I've got a bounce up. Ek sien nie skeieregter het of ek meen dat hy die vletjie vroeg geblaas het. Nee, hy You guys kom aan terug vir die strafskop. Okay, Hy het sy you guys vletjie te coming vroeg back to geblaas. that thing. Ek dink hy het miskien iets anders as die bal gesien, want die bal was heel agter. Ja, Hy het dalk so tussen die spelers deur net skielik die lyn gesien en gedink is die bal. Maar hy trek sy beslissing terug. gemis. Hulle moet weer probeer. Lapu. Hij wordt afgeneem. En Silubane neem die regte besluit onder druk. Hij skop voor hom agter die doodlyn uit en teen rustyd. Hier in die kragmeting tussen Welkom Gimnasium en die Hoërskool Nelspruit se Rhinos. Is dit 10 punte elk op dag 3 van die NMI Toyota Noord-Suid rugby toernooi. Regstreeks vanaf die Afrikaanse Hoërseunskool in Pretoria se A-veld. Back. Is daar een te ver? Nee, is Silubane met goeie werk. Ons het gesien hoe baie vaart het hierdie man. En dan trek Tinyeko Silubane. Lost now 14. Use it. Step. Deur die middel is dit Rhinos Liam Pringle. Kaptein Regard Vermaak kyk in net een pad en is vorentoe. Aan die steelkant nou die immer besige W.J. Botha. Kyk hier daar die vaardighede al gaan hy nie na hand nie. Lost now ruck. Sien die voorrye beide Gama en W.J. Botha baie indrukwekkend. So ook Laker en kaptein Regard Vermaak vir die pap lekker dik aanmaak. Kans nou in die agterhoede. Won van Sail nog nie baie gesien van die agste man. Hy word baie hoog aangeskryf. Kom maar verby Buhle Mpaka. Strafskop, Welkom Gimnasium. Nou, Won van Sail wat per ongeluk daar aan die verkeerde kant geland het. Hy het probeer om reg en weg te rol. Maar as jy verkeerd lê, moet jy daarom ten minste 'n poging aanwend volgens die skeieregter om dat jy lyk asof jy wegbeweeg. En Welkom Gim is weer terug hier in Nelspruit se gebied. Numbers bigger. Dis waar hulle gevaarlik kan raak. Lapu het goeie diens gedoen tot dusver by sy springers in hierdie lyn staan. Soos nou. Gimnasium. Laat in die tweede helfte begin 'n momentum kry. Rivaldo Farmer. Daar uitkrap. Williams, Kivit. Spasie aan die buitekant vir Mokocho. En dan trek Mokocho. Geen plaasvervanger vir Vaart nie. En hy verdien sy 3. Slone Mokocho. Welkom Gimnasium. Skep geleenthede. En 'n hoogwink. Welkom, welkom. Julle is aan die voorpunt van hierdie tellbord. Vir die eerste keer hierdie wedstryd. Dit spel gevaar vir Nelspruit. Rhinos het gedomineer met hulle groot pak voorspelers. 10 man rugby gespeel vir die grootste deel van die eerste helfte. Sukses daarmee ingepalm, gedraai op 10 punte met rustyd. Harry skop tussen die palle deur. Skielik lyk daardie tellbord onheilspellend anderster vir die Rhinos. Maar uitstekende werk gedoen deur die span van die Gemies. Hier kom die vinnige verspreiding, kyk net daar die hande. Vierde man wat die bal in die hande kry. Bal onder die blad. Uitstekend gedoen. Mokocho. Regtervleuel. Luane Mokocho. Hy skryf 5 punte agter sy naam en agter sy span se naam. En Johan, jy het voorspel, moenie vir Welkom Gimnasium onderskat met gebroke spel nie. Mokocho speel 'n bars uit dusver, maar nou
Staan Welkom Gimnasium die strafskop af. Nee, moet hom nie op die knie tik nie, jongman. Moet hom nie op die knie tik nie. Menigte manne voor jou het al 'n skram so afgestaan. Ja. Die voortvarendheid van die jeug. Was ons nie almal daar nie. Ons was daar. Vertel vandag nog vir ons kinders en kleinkinders. En ons daar. En ons daar. En dit maak dit so lekker om na sulke feesrugby van skole rugby toe te kom. Dis my altyd Adjust to een van die one. hoogtepunte One more out. as die skole rugby They've seisoen adjusted to 3, so one aanbreek. more out. Deel Let's te play. daaraan. Slag weer TV-kommentaar te doen. Gewen in die lyn staan deur Ronaldo Jansen van Rensburg. Weer 'n Botha wat hard gelak word daar in die middelveld. Jy sien net bal wat spat. Ball's available there. Ball's available there. Bal was beskikbaar. En strafskop voordeel Jansen van Rensburg wat gestraf word. Die skeieregter het gewaarsku. Come on, play hands on the ground, boys. Nie bal op die grond speel nie. Hande op die grond, sê die skeieregter. En met rente maak Welkom Gimnasium skoon. Nelspruit wat egter vinnig weer begin speel. Ja, en binne die kwartgebied nou die Rhinos. Jansen van Rensburg wat oppik. Al hoe meer en meer prominent raak hierdie slot wat ook 'n bilvertoning gelewer het op die eerste dag van die toernooi. Ronaldo Jansen van Rensburg. Jordan Pretorius wat skielik weer spel begin het hier nadat die bal uitgeskop is deur die Gemies. Hy het besluit hy gaan daardie aanvalsgeleentheid gebruik en as hy dit nie gedoen het nie, was Nelspruit nie nou hier gewees nie. Weliswaar 'n strafskop wat aan Nelspruit toegeken is, maar as jy kyk, daar's ten minste 10, 15, Number 1 coming in. 20 meter voordeel wat Nelspruit gehad het deur vinnig te speel uit daardie lyn staan uit en dan in daardie gebied van Gemies te gaan speel. Voordeel Nelspruit. Tiaan de Kok wat slaag met die verspot maklike strafdoel. Of Divan de Kok althans. En 17-13 die telling op hierdie stadium vir Welkom Gimnasium. Dit was tot later na die eerste helfte nog 'n 10-0 voorsprong Ja, vir die Nelspruit Rhinos. Skool wat in 1952 gestig is. Hoërskool Nelspruit 'n jaar voor Welkom Gimnasium. as ek naby my alma mater waar ek groot geword het. Baie rugby teen Nelspruit Hoërskool gespeel. Dis Ronaldo Kiewit wat terugval. Hy besluit hy's geïsoleerd in die agterhoede. Veiligheid eerste. Hy gaan nie die kantlyn opspoor nie. Al hierdie spelers van Welkom Gimnasium wat gaan moet terugval. En 'n bres wat geslaan word deur Von van Sail. Fantasties deur die agste man. Genoem dat hy 'n stil eerste helfte gehad het. Maar Von van Sail was 'n rede hoekom hy op almal se lippe is in Nelspruit. Johan, ek gaan jou aanhaal. Die hoog aangeslaane Von van Sail. Sluit die kwotasie. Hier sien jy dit. Von van Sail. Die beheer van daardie bal. Daardie beweging van sy heupe. Die beheer wat hy oor sy momentum het. Pragt 3 vir Von van Sail. So 'n bietjie wind uit. Dink hy 'n oorgawe eintlik op daardie bal geval. Maar skielik swaai daardie pendulum weer aan die kant van die Laagvelders. Nie verniet Pretoria toe gery. Dood eenvoudig net hierdie wedstryd te kom weggee Pasella nie. En kan Divan de Kok daardie ekstra punte byvoeg? Tref hom goed. Tussen die pale deur. Skielik weer 'n voorsprong van 3 punte vir die Hoërskool Nelspruit. 'n Wedstryd wat wipplankery
Hier by die NMI Toyota Noord-Suid rugby toernooi. Beide spanne se karakter wat nou getoets sal word. Is dit nie lekker om so 'n toernooi ook aan te bied met hierdie borge, Santam, ATKV Oorde, Blue Ribbon, Intercape, Stadio. Jy kan aangaan, die lys is 'n lange lys. He's won it. Von van Zyl First arriving het sy player. lus vir hierdie kragmeting teruggekry. En dan omgekeerde besit, Jaden Weideman in die middelveld. Hy raak af van 'n man ontsla. Sit seun, sê hy. Williams, so effens lateraal is dan Ronaldo Kiewit wat reguit maak. Kry sy aangee terug na Liana Williams. Knock one. Indruk met hierdie senterpaar van die Welkom Gimnasium span. Nie net hulle nie, hulle wat so uitstekend Weideman en Kemp kombineer nie. Kom ons kyk gou weer hier. Daardie stukkie spel opgerap deur Nelspruit en dan daardie 3 dubbele oor aangee. Nelspruit se 8ste man Von van Zyl. Wat sonder dat daar behoorlik opponensie vir hom was, is hy oor Got a son for him. en hy maak dat Nelspruit skielik weer die pendulum aan hulle kant geswaai het. Dis ongelukkig deel van rugby dat jy soms so seer kry dat jy moet afgaan. Dis die einste Von van Zyl wat die veld moet verlaat, het gesien. Hy het so hier in sy sternum hier by die borsbeen vasgehou toe hy, nadat hy die 3 gedruk het. Mag dalk wees dat hy kontak daar geneem het. Daardie toets is ook die harsingskudding toets wat daar gedoen word op hom. Ja, hy lyk redelik vasberade Okay, while we wait for him, om let's te warm kan up. terugkeer na die veld. Yeah, yeah. Waiting for Daar him sien to jy come nou to the field. prakties hoe word die toetse gedoen. Ja. So langs die veld, so vinnig. Ja. Indien hulle onderraad vermoed, sal daar verdere toetse gedoen word. Heel moontlike draai gaan maak by die naaste hospitaal. Inderdaad, ek sien Andrei Smit met die nommer 19 vir Nelspruit nou op. Plek van Von van Zyl. Crouch. Hy kop indruk hier in die laaste vesting Point. by daardie agtal. Steady, boys. Sit. Steady. Hulle spelende weer wat so saamsteek hier uit die ooste uit. Second back. Aan diepe kleie gebied, Nelspruit. So 'n dwarskop. Makocho wat neem. Both that play. Get out now. Goeie verdediging deur die Nelspruit Rhinos. Aangeslaan deur Waldo Farmer. Baie druk op haar afbreekpunt. Goeie werk ook gedoen deur Prosper Chiluane. Met die nommer 20 op sy rug. Hy is ook 'n bedrywige man. Ons kyk na hierdie skrum. Net nou haar se skrum het goed gewerk vir Nelspruit. Altyd 'n probleem as daar 'n sleutelspeler soos Von van Zyl wat die veld moes verlaat, as hy vervang word, dat die speler wat onmiddellik die plaasvervanging doen, nie altyd soos 'n handskoen pas in die werking van die veral die voorspelers en die skrum nie. Steady, steady. Maar daar's niks fout met wat nou gebeur nie. Rood skram deur Gimnasium. Ek sien is Bradley Klaasen wat hier op 8ste man sak vir die Boys, let's stand up. Rhinos. Hy steek op in hier in die laaste vesting. En dis Prosper Chiluane Crouch. wat aan die blinde kant flank gaan sak. Fine. Steady, boys. Sit. Liam Pringle, skramskakel baie indrukwekkend aan die kant van die Nelspruit Rhinos, maar die vryskop nou aan Welkom Gimnasium. Ons nog baie tyd oor in hierdie kragmeting. Nie rede vir enige een van hierdie twee spanne om paniekerig te raak nie. Welkom Gimnasium. Hulle hou daarvan om die bal lig te gee. Liana Williams so effens lateraal met maar die groot gevaarman aan die buitekant Makocho. Hy vorder 'n goeie 15 meter strafskop voordeel vir 'n hoë duikslag.
Rylan Kirsten. Sterke derde wil die nommer 7 flank. En dan Mpaka, Sane wat hom in die steek laat. Hoe sê Mpaka? Sy bou herinner baie aan die van Oxenche. Is dit nie? Baie dieselfde bou. Daar's nog 'n man wat naby die slaghuis groot geword het wat wag om op te kom. Ja, seker. Reuse skop. Maar die bal vol maar nie aan sy hande klou nie. En nou gebeur dit. Ja, hy is effens geïsoleer, maar kry sy aangee weg na Kirsten. Goeie werk. Die Rylan Kirsten. Lang skop veld af wat baie veld wen vir Welkom Gimnasium. Hulle sal tevrede voel. Hulle daar ontsnap. Man wat op die veld kom, lyk na Alexander Olivier. Nou moontlik net treye geruil met Bokomoso Gabuse. Gabuse op die spanlys is nommer 17 en Olivier is 18. So die kanse is baie goed dat dit Alexander Olivier is. Simon, Ja. ken jy sal met dit gaan? Sal absoluut daarmee saamstem. Both go for the ball. Jammer aan almal en welkom. Indien ons nie reg is nie. Wil nie aan die verkeerde kant kom nie. Nee. Cut. Farmer. Swak aangee deur Leon Williams opgepik in die middelveld. 'n Kans vir die Rhinos. Nathan Duncan wat daar opgepik het van die tone. 'n Strafskop aan die Rhinos. Olof. Liam Pringle wat vinnig speel, hier's moeilikheid. He's 10. He's 10. Ja, Ronaldo Kiewit met die duikslag, althans Rivaldo Farmer. Nommer 20 op die rug is Prosper Chiloane aan die kant van die Rhinos. Counterattack is fine. No hands. No hands. Die Rhinos en Gimnasium verloor teen EG Jansen, so beide hierdie spanne desperaat. Jaden Weideman benadeel vir Liam Pringle en absoluut geen onduidelike terme nie. Dat dit die laaste keer is wat jy op my vinger sal trap. Ja, Gelyk of hy vir hom sê dit is die laaste. Jy gaan nie weer nie. jy kan lippe lees. En ja, hierdie is 'n familieprogram. Sal nie die regstreekse vertaling vir hulle gee nie. Natuurlik gisteraan die premier gewees van Chasing the Sun, nommer 2. Wêreldbeker wen nommer 2, Rassie Erasmus hoofrol nommer 2. Ja. En 'n absolute wonderlike produksie. Almal is dit eens. En dit is soos soms is die tweede weergawe van dieselfde fliek net nie dieselfde. En Chasing the Sun bewys dat nee, dit is tog moontlik. En ek seker almal daar op die paviljoen en by Afrikaanse Hoërseunskool was gisterand om 8:00 ook ingeskakel. Ek sal natuurlik vanmiddag weer wys op die kanale van SuperSport. Chasing the Sun 2. As jy dink aan die rolspelers en jy dink aan die emosie en jy dink aan die drif en jy dink aan die doelstelling, jy kan die lys so lank aanmaak soos wat jy wil. Die motivering om weer wêreldkampioene te geword het. Dit wat die Springbokke reg gekry het vir die 4de keer. Dan verstaan jy dat daardie koekse resep 100% sal uitwerk. Beter veeverhaal kan jy nie geskryf het nie. Beter thriller kon jy nie geskryf het nie. Beter roman kon jy nie geskryf het nie. Chasing the Sun 2. Absoluut die moeite werd om na te kyk. Maar nou ja, terug by regstreekse rugby. Afrikaanse Hoërseunskool hier in Pretoria. Is Jordan Pretorius wat ingeneem het. Versprei na Teens Meyer, hy sien spasie agter die kop. Maar net te veel op haar steekskoppie van Teens Meyer. Gimnasium steeds hier diep in hulle eie gebied. Waldo Farmer wil dit verander. Met die linkervoet, die wip van die bal in die guns van Welkom Gimnasium. Aangee aan die binnekant. Dat is voordeel vir die Rhinos. Heel moontlik Ariaan gee vorentoe gewees. Kan dalk ook 'n man met 'n vingerpunt of 2 wees wat daarby gekry het, maar as daai bal geneem was
Deur Gimnasium was daar moeilikheid geweest. Daardie bal het genoeg tritol gehad om terug te spat in die hande van die spelers van Gimnasium. Baie goed opgevolg het. Dis die ou storie van afrigting, altyd opvolg. Maar die bal is nie rond nie. En hy het 'n besluit van sy eie. Daardie tritol het daar gewerk vir die span van Gimnasium. Hulle kon net eenvoudig nie deurkom nie. Weer 'n lollery by daardie skrum. Skeieregter wat sê, kom ons vorm hom maar weer. Johan, hier uit die ooste is die wolke besig om ernstig saam te pak. Kan dalk 'n effek hê op van die wedstryde later vandag. Ja, Pretoria op enige dag min of meer so onvoorspelbaar soos jou vrou. Ja, en jy het dit daar, gesê. En net daar, Simon Rikker. Lê die moeilikheid wanneer 'n man terug huiswaarts keer na die Rosestad. Kom ons praat rugby. Pragtige opvolgwerk deur Welkom Gimnasium. Na die aangee aan die binnekant kon so effe vroeër gebeur het. En die NMI Toyota Noord-Suid toernooi hier in Pretoria. Hy ken ook sy SARSie weer onderbrekings. Ja, verseker. Wie sal ooit vergeet verlede jaar in die jaar voor dit daardie swaar reënbuie en hierdie modderbad van 'n Affies A-veld. Ek dink dit was in 2022. 2022. Crouch. Ja, jy kon skaars die spelers herken aan hulle klere. Jy het hulle gesien as hulle opgedraf het. Head on head, I need En you dan on het the jy maar outside, you volgens jou spanlys gewerk hier teen rustyd. Okay, we're sorting it out now. Okay. Ja, weer 'n lollery by daai skrum. Tussen Okay. Outside, inside. is dit een van die tydvreters. Crouch. Elite rugby, topvlak rugby ook dieselfde storie. Sit. Nou die dag 'n omroeper gehoor wat praat daarvan. Sê hoekom is daar nie 'n klok ook vir skrums nie? Dis glad nie 'n slegte idee nie. Nice six. Goeie loopie. Die diep het leie gebied. Inside. Forward hold. Lyk na Jordan Pretorius wat daar haastig moes skop. Die regtervleuel. Hy bring goeie verligting vir die Rhinos. 13 minute en klein geld wat oorbly. Nou Nelspruit se D'Angelo Roberts wat op is met die 16 op sy rug. Over. Kom welkom met daardie losgemaal. Eerste voordeel sê die skeieregter. Hand wat uitskiet. Steeds gemis. Second Steeds is dit advantage gemis. collapsing. Welkom Gimnasium op die Tackle aanval. out. Net binne die gebied van Diving over. Nelspruit die buitesenter Dylan Kemp. Okay. Word soos goud opgepas tot dusver in hierdie kragmeting. You've got an option online with that assistant referee for back. Hy praat van die stitte van Gimnasium. This one here. Onder andere Mamotela en Mpaka. Boetle Mpaka, die vaskop. Valt ons loskop. Vaskop natuurlik Tsiame Mamotela. Groot manne. Yeah, go for Zijn it. chase I'll type give you bou. the minute, don't stress. Klabakanje se tipe bou ook van die Lions. Asenati word die man daarom nie 'n held in Suid-Afrika Absoluut. tans nie. 140 kg lig in sy kouse. En hy gepraat van voorrye. Here's the sub. Tyd vir plaasvervangers aan die kant van Nelspruit is D'Angelo of dis Lindani en Leka en Gert Kloete wat op die veld verskyn. Dit so 13 minute om 'n impak te You guys are maak in hierdie closing the gap. kragmeting. Open up. Nou sien ons gesels baie oor Welkom Gimnasium en hoe goed hulle is uit gebroke spel uit, maar hulle het ook 'n baie goeie rolmaal beweging. Absoluut. En ek het dit reeds vroeër in die seisoen What? gesien op die velde Backwards! van Grey College. Toe hulle die swaar pak van Grey College ook besig gehou het. Same more, same more. Steeds dieselfde rolmaal beweging, maar deur die through the middel. middle. He's En through the Ronaldo middle. Palmer gaan alles in sy vermoë doen om maar die bal Use die it. losgemaal te kry, maar nee, blaas maar die fluitjie. Hier kom omgekeerde besit. Ja. Goed gedoen Nelspruit.
Goed gedoen, Rhinos. Ek moet jou sê, dis kophou om daardie teenwig te doen in die rolmaal beweging en om seker te maak dat jou oor die baldraer volg en om dan nog ook seker te maak dat die man wat die bal in die lug hou, as hy in die lug gehou word, dat jy dit wettig doen. Hierdie skeieregter, meneer Christopher Smit het meer as 3 tellings geneem om daai besluit te neem. Sê dit maar met my tong en my kies. Sit. Vars voor hy vir Nelspruit. Okay, stop. Pringle. De Kok. Hy speel 'n goeie wedstryd, die buitesenter, die van de Kok. Mol. En nou 'n losgemal wat Welkom Gimnasium afdwing. Die bal is grond toe, maar die besit word omgekeer. Konsekwentheid deur die skeieregter, 100% reg. Absoluut. Sodra hy daardie losgemal geroep het, al gaan die bal dan grond toe en dit is waar sommige mense die reël mis, Simon Rikker. Jy is 100% reg. Waar die bal grond toe gaan, dan is daar ander reëls wat ter sprake is. Okay, boys, listen Voordeel carefully. vir Crouch. Welkom Gimnasium, Bind. Sit. 10 minute oor. 3 punte verskil. Die basie gevaar man Ronaldo Kiewit, is dit hy, daar trek Welkom Gimnasium. 1-2-3, dis hoe vinnige wedstryd verander, is Dylan Kemp, die buitesenter. Ons het gesê hoe goed word hy dopgehou, maar hy het net 1 geleentheid nodig gehad, raak van 2 verdedigers ontslae. Ek sien hy's 'n bietjie op Stropolis, as hy hier loop hy beduie so met die arms. Weet nie of hy nog meer hulp gesoek het nie. Maar kyk hier hoe hy deur daardie verdediger sny. Daar die eerste vlak van verdediging, tweede vlak van verdediging en alles wat jy wou probeer doen het. Silubane, ons het jou lof toegeswaai in hierdie wedstryd. Hierdie keer was dit net te laat gewees. Ekstra 2 punte by en nou swaai die pendulum weer in die guns van Welkom Gimnasium. As minder as 10 minute oor. En Johan, dit kan nie 'n beter riller geskryf het as hierdie vir hierdie 2 spanne nie. Ja, en vir beide van hierdie spanne is dit so belangrik vir hulle seisoen ook. Jy wil met momentum hier uit Pretoria terugkeer huis toe. Nog plaasvervangers. Dan by die nommer 15 op die rug, Christian van Deventer en Sia Gama. Nee, hulle gaan al net waterbottels. Hulle gaan nie na die veld toe terugkeer nie. Nee, Definitief nie. jy het hulle beurt gehad. Val Sia Gama het baie hard gewerk om hom in hierdie hitte terug te stuur. Sal net verkeerd wees van 'n afrigter. Dit sal beteken hy was stout gisterand. Is so goed soos om vir hom te sê loop terug Nelspruit toe. Dit gaan nie gebeur nie. Die afskop is tot binne die kwartgebied. Makocho, een van die groot sterre wat inneem. Lang aangee. Het lyk weer na Dylan Kemp en dan die skerbeweging, die spasie nou. Welkom Gimnasium wat probeer om die krane oop te draai. Liana Williams, hy word in die hande gekry. Dis hierdie klein foutjies deur beide spanne wat veroorsaak dat Nelspruit nou die bal in hand het. Dis die klein jakkalsies wat groot probleme veroorsaak hier in Pretoria. Die plaasvervangers, die varsbene wat 'n impak moet maak. En dis Chiluane aan die steelkant, so 'n meter van die regterkant se kantlyn. En ook Eva van Sail op die veld as skramskakel in die plek van Liam Pringle. Nelspruit gebruik vir Ndlela, baie effektief. Stadium is dit Roberts, Ndlela en Kloete wat gelyktydig daar was om daardie bres te slaan. Nou dis hier waar ek soms wens ek kan tyd spandeer met hoërskole kapteins. Tellings 24-20. Jou stelskopper het nog nie 'n enkele skopbale toe gemis nie. Daar's 7,5 minute oor. En ek dink dis waarvan hierdie skolespanne Simon Rickert partykeer
nie al hulle sommetjies doen nie. 7,5 minute is 'n ewigheid in 'n rugbywedstryd. Seker. Sorry, bigger. Here we go, sir. Enige kant toe gaan, 5. jy kan net daar en dan kan jy moeilikheid kry. En hulle kies die kantlyn terwyl daar die stelskopper waarvan jy gepraat het nog nie 'n kartyds gemis het nie. Vir my is dit presies dieselfde soos wat jy by 'n lynstaan sal ingooi. Hoekom sal jy ver en diep in 'n lynstaan ingooi as jy tussen 7 en 10 meter van 'n doellyn van jou opponente af is? Nelspruit nou op die aanval, 5 meter weg. Gaan hulle ons verkeerd bewys, gaan hulle punte aanteken hier? Nee, die besit word omgekeer. Heel moontlik die kans daarmee heen. En is Welkom Gimnasium, maar die bal veld afskop. Jordan Pretorius wat hom inwag. Hy kom maar so byna by 2 verdedigers verby, maar dan word hy kantlyn toe getrek. En dis die vlag wat omhoog skiet. En Welkom Gimnasium ontsnap met hulle 4-punt voorsprong. Steeds in plek. Here we go. Maar Johan, How many boys? hier is nou die einddoel van wat ons nou van gepraat het. Dis 3 minute gelede se besluit wat Nelspruit gehad het om pale toe te gaan, 3 punte op te stapel. Dit is die uiteinde daarvan. Hulle het besit verloor, dis nou Nelspruit. Geleentheid vir Gimmies om hierdie bal te bemeester soos wat hulle doen in die lyn staan. En jy gaan sukkel om daardie bal afgeneem te kry by Gim nou en Nelspruit kan net hulle self daarvoor blameer. Gimnasium uit hulle eie gebied. Hier kan Perre wees as manne oor aan die regterkant. Wat die En die bal deur die hande kry. Mokotjo wag aan die buitekant. Hy's 'n groot angel. En daar is die eenste Mokotjo wat aanslaan. Ja, het los aan hierdie twee stryd met Silubane vandag ingepalm. Klone Mokotjo. Nou gaan jy 'n hoofstuk verder. Ware spel verplaas. Ons was hier in die 22 van Sure. die Gimmies gewees. Nou is ons op die 10 tree stippellyn van Nelspruit. Van daar af, van die oop paviljoenkant af, moet jy nou, as jy Nelspruit is, moet jy spel skep van hierdie platform af, van hierdie vaste faset af, moet jy ten minste voorvoet besit kry om weer terug te kom hier in die gebied van Welkom Gimnasium. En dit gaan nie maklik gebeur nie, want Gimnasium gaan nie daardie 4 punte voorsprong van hulle weggee nie. Die tyd loop uit. En dan ook weet jy dat daar altyd probleme is by die scrums. Jy gaan energie en tyd verloor daar. Ekskuus dat ek so stammel oor my woorde, maar ek is soos 'n professor wat nou aan die gang is om te praat. Uit hulle eie gebied, die Rhinos, nou sit Silubane. Kan hy nou sy sê in hierdie wedstryd? Nog 'n strafskop vir Nellies. Nou is dit geleentheid vir jou, Johan, om vir hulle te sê, kyk na die telbord. Jy weet, 3 minute later, of 3 minute vroeër, het hulle daar die strafskop oor die paal geklits, was die telling 24-23. Dan was hierdie 'n strafskop om heel moontlik die wedstryd te beklim. Presies. En wiskunde hoër graad is baie belangrik. Ek sê nie almal het standaard graad of wiskunde geletterdheid nie, maar 'n mens moet jou sommer regmaak op die rugbyveld. Maar Nelspruit kan ons verkeerd bewys. Playing advantage, knock on. En is nou aanslaan. Voordeel wat behoort aan Welkom Gimnasium. Hoeveel keer wil Nelspruit die wedstryd op 'n skinkbord vir Gimmies gee? Riley Kirsten wat die bal versprei. Hier's 'n moeilikheid vir die Rhinos. Maar hulle is steeds in met 'n kans in hierdie kragmeting. Die NMI Toyota Noord-Suid rugby toernooi natuurlik 10 jaar oud hierdie jaar. En in elke kragmeting is daar 'n NMI Toyota man van die wedstryd wat geborg word deur Mega Master. En ook die medeborge ATKV oor die Santam Stadio in Blue Ribbon. Daar sal ook 'n Chris Jordan Noord-Suid speler van die toernooi aangewys word. As ook 'n NMI Toyota Noord-Suid voorspeler van die toernooi. En 'n NMI Toyota Noord-Suid agterspeler van die toernooi. Hierdie toekennings word geborg deur Mastek. En zeer sekerlik is daar spelers tans op die veld wat hulle hand opsteek vir daardie toekennings. En dan ja, gee wat verlore gaan. 14 out. So 'n rolskoppie vir Silubane om agterna te sit.
Word hy tog vorentoe geskop en dan aangeslaan. Oh, Geleentheid op geleentheid vir die Rhinos. Advantage on. Wat hulle ongelukkig nie gebruik op hierdie stadium nie. oorhaastigheid. En nou is dit waar telbord druk en die uiteinde van hierdie wedstryd 'n rol begin speel by jou besluitneming. 5 You'll play to the siren now. En die plaasvervangerbank van Welkom Gimnasium. Hulle is ook senuweeagtig. etlike sekondes wat oorbly in hierdie wedstryd. En hierdie wedstryd was vir Nelspruit gewees om weg te gee, om in te palm Which number you en om weg te gee. Hulle het ongelukkig For the guy that's lying down. dit gedoen hier in die doodsnikke van hierdie wedstryd. Die tweede deel van die tweede helfte, myns insiens, Oh, for him. swak besluitneming terwyl hulle in die gebied van Gimmies geboer het. Punte wat gewag het vir hulle. Verskeie redes verkeerde oordeel aan die dag gelê. Dis wat jy sal leer later. Ek glo hulle afrigters sal ook vir hulle sê, "Girls, ons sal dit anders hanteer van nou af." Sit! En dit sal Gimmies wees om met hierdie een gaan wegloop 24-20. Inderdaad so. Ja, is die einde van hierdie kragmeting. Gedink as dalk nog so 'n sekonde wat oor, maar dit is die Hoërskool Welkom Gimnasium wat vasbyt in hierdie krag